Can you believe what the Lord has done to me? He saved me, blessed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? Oh, yes. Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, blessed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. I'm gonna praise His name. He stays the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. I'm gonna praise His name. He stays the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Come on and praise Him. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Amen. Is jy reg vir die woord? So paar, hierdie kant, is julle reg? Goed, ek wil begin met 'n eenvoudige vraag vanoggend. En dis nie 'n stryk vraag nie. So 'n regtig eerlike, net 'n doodgewone vraag. Wat besit jy? En jy kan my maar antwoord. So is nie 'n stryk vraag nie. Kom ek maak dit vir jou maklik. Wie besit 'n huis? Waar bly die ander? Okay. So wie het 'n motor? Meeste van ons. Dank die Here vir 'n kar. Goed. So wat besit jy nog? Wie het 'n hond? Alraai, kat. Alraai. Goed, yskas. Alraai, so as jy nou met 'n lysie maak van wat besit jy, kan jy 'n klompie goed sê, né? Is ek reg? So dis die fisiese goed, geld, huis, wie besit geld? So bietjie. Ons wil altyd 'n bietjie meer hê. Maar jy hoor wat ek sê, almal van ons besit iets en dis die konkrete dinge. Wie besit talente? Wie talente? Raai, wie bedieninge? Party wat 'n bediening het, wat in 'n bediening staan. Sekere kwaliteite, wie het kwaliteite? Alraai, gaan ek jou vrou vra wat dit is of gaan ek die man vra? Die Bybel leer ons iets eintlik radikaal anders. En dit was nie 'n stryk vraag nie, jy het nie verkeerd geantwoord nie. Ek wil net vir jou 'n inleiding gee. Die Bybel leer vir ons dat alles wat ons het, is geleen. En jy weet dit. As ons sê ek besit 'n kar, dan sê ek dankie Here dat U vir my 'n kar voorsien het. Dankie Here dat U vir my 'n huis voorsien het. Dankie Here dat U vir my klere voorsien het. En ons verstaan dat dit is geleen. Ons tyd is geleen. Ons gawes is geleen. Ons geleenthede wat ons het, is geleen. Daar's 'n liedjie, wat ek het is net geleen. Wie sing daai liedjie? Koos Du Plessis. Of het hy hom geskryf? Nee, help my nou, julle musiekkenners. Wat ek het is net geleen, nee? Die gebed. Wat is die naam van my liedjie? Okay, julle weet van wat 'n liedjie ek praat. Laat my nooit die grond verlaat nie. Daai. Goed. So alles wat ons het is geleen. En ons verstaan dit en as ons sê ons besit dit, dan sê ons dankie Here vir my besittings,
maar dankie Here dat U het my geleen het en julle verstaan die konteks. Psalm 24 vers 1 sê die volgende: Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan die wêreld wat daarin woon. So eintlik ouens, alles behoort aan die Here. Die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan en alles wat in die wêreld woon, dis ek en jy. So ek gesels vanoggend met jou oor 'n onderwerp. Dis eintlik een woord wat baie dikwels in kerkkringe gebruik word, maar ons verstaan nie altyd die volle implikasie van hierdie woord nie. Ek wil met jou praat oor rentmeesterskap. Het jy al die woord gehoor? Stewardship, rentmeesterskap, is 'n woordjie wat ons ken. As ek sê rentmeesterskap, waaraan dink jy onmiddellik? Gewoonlik, geld. As hulle praat oor rentmeesterskap, dan gaan hulle vir jou praat oor, jy moet goed met jou geld werk, en jy moet geld vir die Here gee, jy moet nou rentmeester wees. Ons koppel gewoonlik onmiddellik die woord rentmeester, of die tema van rentmeester, koppel ons gewoonlik onmiddellik aan geld. Ons koppe werk so. Maar ouens, rentmeesterskap is baie groter as geld. Die onderwerp van rentmeesterskap, baie groter as bloot net geld. En ek wil vanoggend met jou gesels. Nou, vanoggend se woord is 'n inleiding. As die Here ons spaar vir volgende Sondag en die een daarna. So kom ons noem dit dan so mini-reeks van 3 Sondae, wil ek met jou praat oor die onderwerp van rentmeesterskap, maar vanoggend is net die vertrek, dit is net die inleiding. So jy mag maar notas neem, en dan moet jy volgende Sondag terugkom. En die een daarna, om die volle prentjie te kry. Sal jy dit doen? Lees saam met my Matteus, 'n bekende gedeelte. Matteus hoofstuk 25, en ek gaan vir ons 'n hele paar verse lees. Volg op die bord. Want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en hulle sy besittings toevertrou. Hoor net daai eerste sinnetjie. Soos 'n man wat op reis wil gaan, hy roep sy diensknegte en hy vertrou sy besittings aan hierdie diensknegte toe. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander een 2, en aan die ander een 1. Aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk, en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, selfs ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het dit in die grond gaan begrawe en die geld van sy heer weggesteek. Hoor julle? Een het gewerk en hy het vermeerder, die ander het dieselfde gedoen en vermeerder. Hierdie een het dit gevat en het dit gaan begrawe en hy het dit weggesteek. En na lang tyd het die heer van daardie diensknegt gekom om met hulle af te reken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en hy sê: "Meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien." En sy heer sê vir hom: "Mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer." En die een wat die 2 talente ontvang het, kom en sê: "Meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien." Sy heer sê vir hom: "Mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer." En die een wat die 1 talent ontvang het, kom en sê: "Meneer, ek het u geken dat ek het u geken dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier is wat aan u behoort." Hier is die talent terug. Maar sy heer antwoord en sê vir hom: "Jou slegte en leie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het." Jy kon ten minste dit gedoen het. Julle ken die verhaal. Kan ons hieroor praat? Kom ek breek of vir jou vandag bietjie oop, miskien ontdek jy iets wat jy nog nie voorheen geweet het nie. Wat is rentmeesterskap? Ouens, ons moet begin, dan moet ons vir mekaar sê, en hierdie is 'n basiese waarheid wat ek en jy moet verstaan en aanvaar.
God is die eienaar. Ek en jy is sy bestuurders. Kom ons begin daar. Dis rentmeesterskap. Daar's 'n eienaar en dan is daar bestuurders. En ons moet ons plek ken en as ons dit verstaan, dan kan ons hier lekker oor gesels. So in die antieke wêreld was 'n rentmeester iemand wat deur sy heer aangestel is. Ek het vir jou gelees, hierdie man het op reis gegaan en voordat hy gegaan het, toe stel hy sy rentmeester, sy bestuurders, toe stel hy hulle aan. So rentmeester is iemand wat deur sy heer aangestel is om sy huishouding of sy finansies of die landgoed dit te bestuur en daarna te kyk. Dis wat 'n rentmeester in daardie tyd was. Hier's die ding, 'n rentmeester het niks besit nie, maar hy was verantwoordelik vir alles. Hoor jy wat ek sê? Soms voel jy dalk ook so. Here, ek besit eintlik niks. Here, ek het so min. En tog is ek verantwoordelik vir alles. In jou situasie dalk, Here, ek het so min en tog moet ek my hele familie versorg. In my situasie, Here, ek het so min en tog is ek verantwoordelik vir alles. As die toilet breek, pastoor. As die alarm 2 uur afgaan, pastoor. Pastoor, ek was in die hospitaal, jy was op vakansie. Waar was jy? Hoor julle? Ons voel partykeer ons het min en tog is ons verantwoordelik vir alles. Voel jy ook partykeer so? Ek sien so half eentjie. Jack of all trades, master of none. Overworked and underpaid. Ken julle daai ene, Sampie? Dis soos ons voel. En tog weet ek en jy dat God ons roep om rentmeesters in sy koninkryk te wees. Weet jy dit? Nee, julle is bitter stil. Hierdie groep, ek gaan nou na hulle toe terugkom. Weet julle dit? God roep ons as rentmeesters. Jy sê nou nie amen nie, want jy wag nou vir wat ek nou wil sê. Jy kan maar nou al amen sê. Ons is rentmeesters. Aangestel deur God. Aanvaar dit, weet dit, verstaan dit. Die pennie moet nou drop. Wat vir my uitstaan van ons verhouding met die Here, en ek sê dit baie, en in my lewe is dit baie, sê Here, alles wat U van my verwag, was U bereid om self te doen. Jesus verwag niks van jou en my, wat hy nie bereid was om self te doen, toe hy hier op aarde was nie. So al die standaarde wat hy vir jou en my stel, was hy bereid om self te doen. So as ons wil kyk na 'n getroue, hoe lyk 'n getroue diensknegt, 'n rentmeester? As ons die standaard wil hê, dan gaan kyk ons na Jesus se lewe. Want hy het klaar vir ons die voorbeeld gestel. Jesus het alles gedoen wat sy Vader van hom verwag het. Alles. En hy het voltooi en afgehandel. Alles gedoen. Hy was die getroue rentmeester. Dis die voorbeeld. Kom ek lees vir jou Johannes 17 vers 4. Net voordat Jesus gekruisig word, bid hy, ek het so rukkie terug hieroor gepreek in die skrif. Hy bid en hy praat met sy Vader. Hy sê, Vader, ek het U op aarde verheerlik. Here, ek het gedoen wat U wil hê ek moet doen. Ek het U verheerlik op aarde en die werk volbring wat U my gegee het om te doen. So hy bid tot sy Vader. Hy sê, Here, ek het U verheerlik. Vader, ek het U verheerlik. Die werk wat U my gegee het ek gedoen. Want hy sou binnekort sterf aan die kruis en hy sou uitroep aan die kruis, dit is volbring. En ons het gepraat donderdag aand dat hy het opgevaar hemel toe. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy sit. Hy het sy werk afgehandel. So Jesus verklaar eintlik, hy sê, Vader, ek was U getroue diensknegt. Hier op aarde, dit wat U vir my gegee het. Ek was U getroue rentmeester. Dis wat Jesus bid tot sy Vader. My vraag is, was sy taak maklik? Nee. Was Jesus, terwyl hy ook die seun van God was dit vir hom maklik om hierdie taak te voltooi? Nee. Ek en jy weet wat se wroging hy deurgemaak het. En die angs en die smart wat hy beleef het. En toe Jesus by Getsemane moes hy uitroep, hy sê, Abba! Aramees vir Vader. Vader! By U is alle dinge moontlik. Asseblief, neem hierdie beker weg. Ons verstaan dit. So, maar nogtans nie my wil nie U wil. Ouens, niks merkwaardig in hierdie lewe kom maklik nie. Niks. Jesus het dit eerstehands ervaar gedurende sy lewe hier op aarde. Jesus het verstaan dat sy lewe was nie sy eie,
om te leef volgens sy begeertes nie. Hy het dit verstaan. Hy was 'n rentmeester van 'n goddelike sending. En Jesus het dit verstaan. Jesus het nie net dit begin nie. Jesus het nie net sy beste probeer nie. Jesus het sy taak klaargemaak. Hy het dit voltooi. En dit het hom alles gekos. Dit het hom sy hele lewe gekos. Ek en jy is ook rentmeesters van 'n goddelike roeping. Ek en jy is rentmeesters van 'n goddelike roeping. Jesus roep jou en roep my om getrou te wees aan die spesifieke opdrag wat hy vir elkeen van ons gegee het. Ons het 'n gesamentlike opdrag, en ons gaan daaroor gesels op 'n stadium, maar daar is ook hierdie spesifieke opdrag wat die Here sê, dis waar ek jou wil hê, dis waar jy inpas. Ons dink daaraan, dis soos 'n boukontrakteur, iemand wat 'n huis bou vir iemand anderste. As jy 'n boukontrakteur is en jy bou 'n huis vir iemand anderste, dan gaan jy nie goedkoop materiaal gebruik nie. Jy kan nie sê, ag, dis nie my huis nie, ek sal sommer 'n paar kort paaie vat nie. Pieter, julle wat die boubedryf ken. Klif, as verstaan jy, as jy aangesê word om 'n huis te bou vir iemand anderste, dan gaan jy dit na die beste van jou vermoë doen, want dis iemand anderste se huis. Kan nie sê, dis nie my huis nie, so kom ons gebruik sommer hier 'n paar goedkoop materiaal nie. Hoor julle dit? Die boukontrakteur is verantwoordelik vir die kwaliteit van die werk. En net so kom God en hy vertrou aan ons dinge toe om wat te doen? Om sy huis te bou. Dis nie ons huis nie. Nou kan ons nie sy huis bou soos ons wil nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Kan ek amen kry? So wandel waardig jou roeping. In Efesiërs 4:1 kom Paulus en hy sê hierdie woorde, hy sê leef 'n lewe wat waardig is aan die roeping wat jy ontvang het. Tree op soos mense wat waardig is hierdie roeping. God het 'n roeping op jou geplaas. Daar's 'n standaard, daar word iets van jou verwag. Tree op waardig hierdie roeping. Bou met kwaliteit. Is ons geroep? 'n Paartjies hier, is ons geroep? Yes, ons is geroep. En as ons geroep is, het ons 'n verantwoordelikheid om wat te doen? Om waardig op te tree volgens hierdie roeping. As jy 'n kind van God is, moet jy soos 'n kind van God lyk. Ouens, kom op in die sekulêre wêreld. As jy aan 'n span behoort en jy verteenwoordig jou land. Kom ons sê jy's 'n springbok in een of ander sport, nê? Nee. Jy verteenwoordig jou land. As jy op toer gaan, behoort jy jou te gedra. Jy kan nie gaan maak wat jy wil en roddelpartytjies hou en te kere gaan nie, want dan stel jy jou land in 'n swak lig. Dan doen jy die land se beeld skade. Die reputasie van die groep waaraan jy behoort, doen jy skade. En wat doen hulle? Sê hulle vir jou, weet jy, ons skop jou uit, ons skors jou. Jy's nie waardig hierdie posisie nie. Jy het nie opgetree soos wat van jou verwag word nie. Kom ons verstaan dit. Ons kindskap is ons identiteit. Ons rentmeesterskap is ons aktiwiteit. Om waardig te wandel is om in die eerste plek te verstaan ek het iets van God ontvang om te doen. Dis waar dit begin. En wanneer ek en jy eendag voor die Here gaan staan, hoor mooi, gaan die Here nie vir ons vra, hoeveel het jy vermeerder nie? Die vraag gaan nie wees, hoeveel het jy bymekaar gemaak nie? Wat gaan die vraag wees? Wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou gegee het? Dis die vraag. Nie die hoeveelheid nie, die kwaliteit. Ouers, weet waar kom die probleem in? Die probleem kom in waar sommige Christene voel. Hulle voel soos daardie derde diensknegt wat die 1 talent ontvang het. Sommige Christene
voel so. Here, maar ek het net hierdie een talentjie gekry. Here, ek het so min gekry. Here, ander mense is so bekwaam. Sommige van julle hier vandag voel so. Kan ek vir jou sê, sommige van julle hier vandag voel, jy voel oor die hoof gesien. Jy kyk na ander mense wat deur die Here gebruik word, dan voel jy oor die hoof gesien. Erger nog, dit voel asof jy uitgesluit is. Ken julle daai gevoel, daar's 'n so Engelse vergelyking, standing outside the window of the candy shop and looking inside, or looking to the inside, né? Staan aan die buitekant, jy kyk half binne, daar's al die lekker dinge, maar jy's hierdie kant. Daar's mense wat so voel. Kan ek nou vir jou sê, is mense hier wat so voel. Ander het soveel, Here. Here, dit lyk net asof alles vir hulle net uitwerk. Everything they touch turns to gold. Hulle het dit net maklik, Here. Die probleem kom in, ek het vir jou preek op die bord, is wanneer ek en jy ons begin vergelyk met iemand anders. Dis waar die probleem lê. En ons doen dit daagliks, ouens, ons vergelyk onsself met iemand anders. En die ander persoon wat ons op 'n pedestal sit en dink hy of sy het soveel. Joh, Here, kyk net hoe seën U hulle. Kyk net hoeveel talente het hulle. Dit gaan so goed met hulle. Lyk nie asof hulle sukkel nie. Hier is arme ek. As ek nou vir jou vra om 'n hand op te steek, ouens, gaan meer as die helfte van julle gehoor hulle hande opsteek. Moet dit nie nou doen nie, maar ek sê nou vir julle, dis hoe baie mense voel. Kan ek vir 'n oomblik eerlik wees met jou? Gebeur met pastore ook. Ek ingesluit. Ek het ook al gemeente, na ander gemeentes gekyk en sê ek, Here, ek verstaan dit nie. Kyk daai gebou. Ja, kyk daai lidmaat, kyk daai getal, Here. Ja, check daai dekor. Nee, ek droom nog oor 'n ordentlike klankstelsel met al hierdie goed en dan stap jy by plekke in, want op elke hoek, hulle het 'n koffiehuis met 'n klankstelsel, hulle het 'n kerk met 'n klankstelsel, hulle het 'n saal met 'n klankstelsel. So Here, hierdie ouens het 3, 4, 5 sisteme, ek sukkel met eenetjie. Nou, ons het goeies, maar ons kan beter, weet. So ons kyk daarna. Jy kyk na ander ouens. En weet jy wat die ergste? As ek jou vra, hoeveel is julle op 'n Sondag? Of hoeveel is julle in die gemeente? Weet wat doen pastore met klein gemeentes? Hulle tel tot die bene. Verstaan jy? Oud en jong, babiekies, alles tel. Kan jy in die rolstoel, babiekie in die moederskamer, almal tel. Of 'n wagtende vrou tel as 3. Wie ons is soveel. Want jy wil nie sê hoe min jy is nie, want jy weet, hulle sit dalk met 'n 2000. Soos die boer wat saam met 'n vriend van hom, hulle onderwys, 'n treinrit. En die ou is baie goed met wiskunde en tel en sommeer en hy breek daaroor en die boer sê, maar okay, kom ons sit jou op die proef. Ons gaan nou hier by my plaas verbyry. Op my plaas is daar 'n klompie beeste wat by ek weet hoeveel is my beeste, ons tel dit elke dag. Die manne, ons het al die dinge in die satelliete en die goeters. As ons kom, dan wil ek jy met my beeste tel en dan kyk ons of jy so goed is. Hulle kom by die plaas verby, die ou sê, "Right, daar's my beeste." Daar's wat ek sê 4162 beeste. Hy sê, "Hoe kry jy dit reg?" Hy sê, "Is maklik. Ek tel net die bene en deel dit deur 4. So ons tel bene, verwagtende vrouens, hulle wat by die huis is, oud en jonk. En dan die Here dat hy ook groter word. En nie moet afguns kyk na ander mense wat die Here seën nie. Julle lag nou lekker vir my. Kan jy nou 'n bietjie vir 'n oomblik eerlik wees? Het die volgende al deur jou gedagtes gegaan? Miskien die volgende, deur jou kop. Here, ek wens ek het 'n beter werk gehad. Here, as ek net 'n beter werk gehad het. Beter ure. Here, ek wens ek het 'n beter kar gehad. So as ek net my ou karretjie, Here, as ek net 'n beter kar gehad het.
Here, as ek net 'n beter vrou, nee, ek nie vrou nie. Here, as ek net 'n bietjie meer kon verdien. As ek net 'n bietjie meer geld gehad het. Here, as ek net so mooi kon bid, soos daai oom in die kerk. Here, as ek daarom net kon musiek maak so Sampie. En die band, Steven en almal hier. As ons die hele dag net gehoorship het. Here, as ek net, het dit al deur jou kop gegaan. Dankie vir jou eerlikheid. Die waarheid, ouens, is dat ons onsself dikwels vergelyk met ander mense en ander bedieninge. En dan voel jy asof jy die een is wat min gekry het. Wie van julle het al so gevoel? Kan ek nou aansien? Wie van julle voel steeds so? Ek het vir jou goeie nuus. Is jy nog reg? Ons kom nou by 'n lekker deel in die preek en dan gaan ek afsluit. Maar ek preek nou lekker. Is jy nog reg? Kyk vir jou buurman, is hy of sy nog by ons? Kyk. Ouens, kom ons praat oor die volgende. Wat was 'n talent werklik in die Bybelse tyd? Wat het 'n talent? Want een het 5, 2 en 1 talente ontvang. Wat was 'n talent? Wat het dit beteken in die Bybelse tyd? So om hierdie wat parable nou gelykenis van Jesus te verstaan, moet ons weet wat 'n talent beteken. In die ou Romeinse ekonomie, ouens, was 'n talent nie 'n klein muntstuk nie. 1 het 5, 2 en 1. Dit was nie net 'n klein muntstuk nie. Maar 'n talent was 'n gewigseenheid vir edelmetale en spesifiek vir silwer. Waarmee silwer geweeg was, die gewigseenheid was 'n talent. 1 talent silwer het ongeveer tussen 26 en 36 kilogram geweeg. 'n talent silwer. 26 na 36 kilogram. Met ander woorde, 1 talent was 'n enorme bedrag geld. Kom ek breek dit nou vir jou op. In Jesus se tyd was 1 denarius, 1 penning, was dit die geld vir 'n dag se loon. Hier in Matteus 20 vers 2. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het, dis 'n persoon wat gesê het, ek gaan arbeiders hier om in my wingerd te werk. Nadat hy met hulle ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag. 1 penning vir 'n dag. 1 denarius vir die dag. 1 denarius was 'n dag se loon. Het julle hom? 1 penning. So 1 penning was 1 dag se loon. Weet julle hoeveel was 'n talent? 1 talent was 6000 denarii. 1 talent was 6000 denarii. 6000, dis 6000 dae se werk. Dis as jy hom gaan uitwerk, amper 20 jaar se loon. Hoor jy nou iets? So die Heer wat sy eiendom vir die diensknegte oorgegee het, vir sy bestuurders en gesê, hier is my geld, ek wil hê julle moet dit bestuur. Die ou wat die 5 talente gekry het 100 jaar se salaris gekry. Die ou wat die 2 talente gekry het, ongeveer 40 jaar se loon. Die ou wat die 1 talent gekry het, wat ons sê min is, 20 jaar se loon. Kom ek breek dit vir jou nog verder. Kom ons maak dit nou interessant. Kom ons gebruik dollar terme, want die dollar is nog so 'n bietjie sterker as die rand. Kom ons sê $100 vir 'n dag se loon. Nee, of R100 vir 'n dag se werk. Dis amper, jy kan nie eens meer R100 vir 'n dag gee nie, jy weet my. Maar kom ons werk op $100 vir 'n dag se werk.
dan beteken dit 1 talent, ouens, was $600,000 of R600,000. Die 2 talente was $1,2 miljoen of dan R1,2 miljoen. Julle kry dit nou. En die 5 talente was $3 miljoen of R3 miljoen. So ons sê, Here, ek het net hierdie 1 talentie ontvang, ek het so min ontvang. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Daai 1 talent was nie 1 muntstuk nie. Dit was 20 jaar se loon. 6,000 denarii. 1 denarius vir 'n dag. 1 talent was 6,000. Verstaan jy, skielik verstaan jy hierdie ding nou heeltemal anderste. So die derde rentmeester het nie 1 muntstuk gekry nie. Hy het 'n enorme bedrag gekry. Hy het 'n lewensveranderende verantwoordelikheid gekry. R600,000 in ons taal dan nou. En om R600,000 te vat en te gaan begrawe, wil ek amper nou gesê het was stupid. Maar dit was baie onwys. Dit was nie 'n versigtige wysheid nie, dit was, ek weet nie, ouens, sy verstand het hom verlaat. Nou moet ons net verstaan, in daardie tyd, Jesus praat met sy disipels, of sy mense daar, hy verduidelik die gelykenis, hulle verstaan, in daardie tyd het mense geld gevat en in die grond gaan begrawe, vir veiligheid. So hulle verstaan die ding, maar in ons taal dan nou, R600,000, gaan druk jy, en jy gaan steek jy in die grond weg. Amper sê rusbank. Wat moes die rentmeesters doen, ouens? Wat was van die rentmeesters verwag? Kan ek dit vir jou vinnig vertel? In daardie tyd het ryk grondeienaars, ons het gelees, baie keer met reise gegaan, om na hulle besigheidsbelange om te sien, hulle plase op 'n ander plek, en besigheidstransaksies, dan gaan hulle vir lank weg. En as hulle weggaan, dan roep hulle bestuurders, en hulle voormanne bymekaar, hulle rentmeesters, dan sê hulle, luister hierso, jy moet dit oppas, jy moet dit oppas, en jy moet dit oppas. Eintlik nie oppas nie, julle moet dit vat en daarmee werk. En om jou meester se eiendom te verdubbel, was 'n algemene suksesverhaal. 'n Goeie rentmeester sou oor 'n tydperk, dit wat hy ontvang het, sou hy oor 'n tydperk, sou hy sy meester se geld of sy eiendom verdubbel. Dis wat van hulle verwag word. Hoe sou hulle dit doen? Hulle sou die geld kry, hulle sou die geld belê, gaan belê dit ten minste, dan loop dit rente. Hulle sou die geld vat en dit uitleen en rente vra. Hulle sal landbouprodukte aankoop en verkoop, en hulle sal omsien na die landgoedere en die wingerde, en hulle sal besig wees met dit wat aan hulle toevertrou is, terwyl die meester weg is, en as hy terugkom oor 'n lang tyd, is daar 'n goeie kans dat hulle sy eiendom sou vermeerder het. Presies wat die 2 goeie rentmeesters gedoen het. Die een wat 5 gekry het, het wat gedoen? Hy het nog 5 bygesit, hy het 10 gemaak. Die ou wat 2 gekry het, het nog 2 bygesit. Presies wat van hulle verwag was. Kan jy verstaan, nou kom hier die derde ou, en hy gaan druk R600,000 in die grond. Hy gaan begrawe dit in sy agterplaas. En ewe liefies, hier kom die eienaar terug en hy sê, meneer, dit wat u vir my gegee het, hier is die eiendom terug. Niks het weggeraak nie. Kry jy die prentjie? Ek kleer hom bietjie in. Stel jou voor 'n boer gee vir werkers saad. En vir die een werker gee hy 5 sakke saad en vir die ander werker gee hy 1 sak saad. En die 1 sak ou gaan en hy sê, "Wel, ek het net 1 sak saad gekry." En hy vat daai sak en hy gaan bære dit in die skuur. Daar sal mos nooit 'n oes opkom met die saad wat in die skuur gebêre is nie. Stem jy? Moenie nou so stil raak nie. Saad is bedoel om geplant te word. God het in jou iets gedeponeer om mee te woeker en te werk en besig te wees. En kan ek nou met liefde sê, want ek wil jou aanmoedig en ek wil nie hierdie moet nou soos 'n uittrap sessie klink nie, maar kan ek dit nou net so in hakkies sê? Kan ons ergens iewers eens en vir altyd waaragtig ophou met ons verskonings? Hoekom ons nie vir die Here iets kan doen nie?
Here dit, ja maar Here dit, Here as ek maar net dit gehad het, ja maar Here ek kan nie bid soos hy nie, Here ek kan nie sing soos hy nie, Here, hou nou net op daarmee. Jy het nie niks ontvang nie. Kom ons sluit af. Wat is die kern van hierdie boodskap? Van Jesus se gelykenis. Waaroor gaan dit? Ouens, dis duidelik dat dit nie oor geld gaan nie. Dit gaan ook nie oor die hoeveelheid daarvan of die tekort daarvan nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Al twee van hierdie rentmeesters, die een wat 5 en toe nou maak hy dit 10 en die ander een wat 2 toe maak hy dit 4. Al twee van hulle het dieselfde prys van die meester ontvang. Die meester het vir al twee van hulle gesê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Die een wat dit baie gehad het, die een wat dan nou ook baie gehad het, maar dalk nou 'n bietjie minder, al twee kry presies dieselfde beloning. Wonderlik, fantasties. Dit sê vir jou dat God se fokus is nie op die hoeveelheid nie, maar op die kwaliteit. Daar is, kom ons noem dit nou in kerkewêreld, in predikers of wat ook al, evangeliste, wat miljoene mense na die Here toe lei. Wonderlik. En dan sal 'n ander wees wat 'n herder is, wat dalk 'n kleiner groepie het, wat ook 'n invloed het, maar minder mense na die Here toe lei. Die Here gaan nie vir die een sê, fantasties, jy's die beste, jy het 10 miljoen na my toe gebring, en hey, wat het met jou aangegaan, jy het net 3 siele na die Here. Dit gaan nie, hoor julle, dit is nou 'n voorbeeld, maar dit gaan nie oor die hoeveelheid nie. Dit gaan daaroor dat ons iets moet doen met dit wat aan ons toevertrou is. En die ou wat die een gekry het, in ons taal wil ek weer eens herinner, ouens, 600 000 rand is regtig nie 'n klein bedrag nie. So al twee kry dieselfde beloning. Die tragedie van hierdie derde diensknegt, wat het hy gedoen? Niks. Niks. Hy het dit nie eens gaan belê vir rente nie. Hy het niks gedoen nie. Ons kan nie niks doen vir die Here nie. Kan nie. Van toepassing op jou en my, elkeen, nou moet jy vir die ou langs jou kyk. Dan sê jy vir hom, jy, boetjie, sussaatjie. Nou kyk die ander een weer vir jou, en sê vir jou, jy, my boetjie, my sussaatjie. Elkeen het 'n unieke doel in God se plan. Dankie vir daai amen, die res ek gaan dit weer preek. Elkeen, ons kan nie mekaar wees nie. Jy het eienskappe wat ek nie nooit sal hê nie. Ek het weer wat jy dalk nie sal hê nie. Maar ons is verskillende lede van een liggaam en saam doen ons iets vir die Here. Elkeen het iets ontvang. Ons eerste prioriteit, en daaroor gaan ons praat. En ons begin hierdie naweek alweer met ons victory training, en dit gaan aan in die gemeente ook. Maar ons eerste prioriteit vir ons almal ouens is om siele te wen. Om jou getuienis uit te leef. Dit weet ons. Maar dan wil ek sê, buiten dit is daar 'n uniekheid waar die Here jou toegerus het om met hierdie persoon te werk. En hierdie ou is wonderlik in 'n hospitaalbediening, en hierdie een is wonderlik in 'n tronkbediening, en hierdie een is wonderlik met kos maak, en hierdie een kan weer versorg, en hierdie een kyk na senior burgers, en so meer, en hierdie een het weer 'n hart vir kinders, en so meer. En dis waar die verskillende dinge inkom. Jy het genoeg geleenthede ontvang. Jy het genoeg gawes ontvang. Jy het genoeg hulpbronne ontvang. Jy het genoeg vermoëns ontvang om iets vir die Here te doen. Soos aan elkeen toe vertrou. Party ouens het die vermoë om dit in 'n wêreldse term uit te druk. They can be the CEO, the Chief Executive Officer. Jy kry ouens wat
Nou maat, hy is daai kaliber. En dan kry jy die visiepresident van 'n maatskappy. En dan kry jy area bestuurders, en dan kry jy bestuurders, en dan kry jy voormanne. Verstaan julle? Volgens wat God weet wat jou vermoë is. Almal het genoeg gekry om iets te doen vir die Here. Die vraag is nie, hoeveel het ek ontvang nie. Die vraag is, wat doen ek met dit wat die Here vir my gegee het? So ouens, hier is ons inleiding, om vir jou net daai perspektief te gee van, hou op met die gedagte van ek het niks gekry nie. Of ek het dan min gekry. Ja, toe dit uitgedeel is, toe ek seker agter in die lyn gestaan. Hou op met daai nonsens. Dit praat daar, as jy dit glo ouens, dan sê jy God trek mense voor. Verstaan jy? As ek agter in die ry gestaan, wat beteken dit? Die Here het vir my die minste gegee vir die ou voor eerste. So God is iemand wat voortrek. Dis wat jy insinueer. Hou op om so te dink. Volgende week gaan ek met jou aan op hierdie lees, maar nou het jy die kruks. Nou weet jy het iets gekry. In geestelike terme, jy het ten minste 600,000 rand geestelike kwaliteit gekry. Ten minste daar kan ons begin. Is dit reg? Of as jy wil beter voel, 600,000 dollar. Okay. Right, jy weet al. Ouens, ek wil afsluit met hierdie paragraaf. Rentmeesterskap is die aktiewe verbintenis om elke hulpbron wat die Here aan jou toevertrou het. En ander woorde soos jou tyd, jou gawes, jou finansies, jou asem, jou energie, jou lewe, om dit te gebruik tot eer en verheerliking van God se naam. Dis nie 'n voorstel nie. Rentmeesterskap is nie 'n voorstel nie. Moenie maak soos hulle vandag maak met robotte nie. Julle weet 'n rooi robot, it's merely a suggestion. Jy kan stop as jy wil of jy hoef nie te stop nie. Dis hoe mense 'n robot hanteer. It's merely a suggestion. Rentmeesterskap is nie 'n voorstel nie. Dis 'n goddelike verantwoordelikheid. 'n Goddelike, geestelike leefstyl. Dis wie ek is. My identiteit is kind van God, maar wat ek doen, my aktiwiteit is ek is 'n rentmeester. Ek is aangestel as 'n bestuurder. Mag ons disippels wees van die Here wat ons tyd, ons aandag, ons finansies, ons roeping, ons talente, mag ons dit sien as saad wat ons saai. Moet dit waaraggies nie in jou skuur gaan toesluit nie. En dan my grootste begeerte, die woorde wat ek uit God se mond wil hoor eendag, wanneer ek voor hom staan, dan wil ek soos Jesus, en ek glo jy ook, hy wil soos Jesus voor God staan en sê, Vader, toe ek op aarde was, die jare wat U my gegee het om te leef, Here, het ek U verheerlik. Die werk, Here, wat U vir my, Piet en Olkie gegee het om te doen op hierdie aarde, Here, ek het daai werk volbring. Nou wil ek hom hoor sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Jy ook. Hoeveel jaar? Kan nie Sofia het vandag 80. Hier's party van ons mensies ouer is dit. Van die Hetty, sy is nou op pad 100 toe, né? Maar dit is dae geallokeer. Ek weet nie hoeveel dae ek oor nie. Jy weet nie hoeveel dae jy oor nie. Maar waarmee is ons besig? Ja, ek verstaan die lewe en ek verstaan al daai dinge. Maar julle hoor wat ek sê. Gaan ons voor God kan staan sê, Vader, kom ons noem nou maar, die 80 jaar wat U my gegee het. Eintlik is dit minder wanneer jy ontdek dit eers later in jou lewe, nee, maar sê nou maar, Here, ek het die beste van my dae gemaak. Here, ek het U verheerlik. Ek het gewerskaf, ek het gewerk in die koninkryk. Ek het dit wat U van my verwag gedoen. Ouens, dis ons hart. Dis God se hart. En dis ook my hart vir myself, maar ook my hart vir hierdie gemeente. Vir jou, elkeen wat hier is.
om te sê, ek het nie niks ontvang nie. Hou op met die gedagte, arme ek. Jy het 'n enorme hoeveelheid ontvang om getrou te wees in God se perspektief. Het jy hom? Al vir jou langs jou, wat dink jy van daai boodskap? Kom ek voeg het ek het klaar gepreek, so jy kan stop wat stop. Ek het 'n lekker gepreek, is 'n bietjie langer as gewoonlik, maar jy was okay. Hierdie naweek wat kom, jy hoor nou al, het ons eerste victory training naweek, waar 32 gemeentelede gaan kom sit as students. En dan het ons aanbieders, 10 aanbieders. Die mooi woord is lecturers, teachers. Maar ons het 10 gemeentelede wat hierdie lesse gaan aanbied. En dan het ons 32 bidders uit hierdie gemeente uit, wat elke student het 'n bidder wat vir hom of haar bid al vir 'n maand en langer. En dis ons eerste ronde. Daarna, hoor my mooi, gaan ons weer met ons 1-tot-1, ons 1-to-1 sessies begin. En ek gaan jou elkeen persoonlik bel, al vat dit my 7 weke. En ek wil jou uitnooi om te sê, word deel van 'n 1-tot-1 groep. Kom reis saam met ons vir 12 weke. Ons slot dit in die week waar dit jou pas en wat ook al. Word deel daarvan. Uit dit uit gaan jy 'n victory naweek bywoon. Ons wil jou toerus. Ons wil jou bekwaam. Ons wil jou aktiveer. Ons wil jou motiveer om jou plek in die koninkryk, jou plek te ontdek en in te neem vir die Here. As die Here ons paar Oktober, Oktober maand vier die gemeente 50ste verjaarsdag. Dank die Here dat ons 50 jaar hier kon staan. Hoe lank nog? Ek weet nie, julle verstaan die verwikkelinge in die regering daar buite. Wanneer kom hulle en sê, luister, julle preek nou nie meer dit nie. Julle kan nou nie meer dit nie, julle kan nou nie meer dat nie. Ons het vir jare godsdienstvryheid in hierdie land gehad. Dit word nou bedreig. So ek is nie 'n doemprofeet nie, ek is 'n ewige optimis. God is in beheer. Daar's werk om te doen, gemeente. Ja, maar Pieter, jy nou my ou man, nonsens met jou ouderdom. Wys my die skrif wat sê jy moet aftree. There's no retiring, there's only refiring. Ek is dood ernstig. Ek dink daaroor Morney. Mense kom dan sê hulle, jong pastoor, ja, onthou ek het my enemies gehad. OK, jy het by my bedank. Maar het die meester wat jou as sy renmeester aangestel het hy nou al vir jou gesê jy is van jou pligte onthef? Nee. Tot die dag waar jy jou asem uitblaas, kan jy aktief in God se koninkryk wees. Hoor wat ek sê. Kom ons sluit dit daar. Here, dankie dat ons vandag kon saam wees. Dankie Here dat ons daai hek kon oopmaak en die deure oopmaak. Here, ons kon kuier, mense kon hier inry veilig. Ons kon koffie drink. Kon die musiek aan sit, die musiekspan het voorberei, ons kon heerlik saam sing. Here, ons kon vir mekaar bid. U het by mense stil gestaan en bande gebreek. Gedagtes, Here, wat U verander het in hierdie oomblik, in hierdie dag. Nuwe perspektief wat U vir mense gee. U is God en U is in beheer. Here, ons het sommer net uit die woord uit hierdie ding gepraat en ons het net daaroor gesels gesê, wat het U regtig gesê? En vandag besef ons weer eens, Here, U het ons geskape. You knew exactly what you were doing. En U het in elkeen van ons iets gedeponeer om bruikbaar te wees in U koninkryk. Here, ek bid vir 'n verandering in Houkruis gemeente, ons traject vorentoe.
Hoeveel tyd tot ons oor weet ons nie, maar Here, skouer aan die wiel, oud en jonk. Dis ons hart en ons begeerte. En dis u hart en u begeerte vir die gemeente. Laat u wil geskied, laat die koninkryk kom, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. In Jesus naam. Amen.